Good morning. Dit is uiteindelik die laaste dag van die maand. Ja, nee, may the best debit order win, dis wat ek sê. Maar jy kan julle glo, daar's nog minder as 100 dae oor voor Kersfees of die einde van die jaar. Pieter, jy maak 'n mens moeg. Nee man, hierdie jaar gaan op 'n slakkepas verby, stem julle nie? Nee, beslis nie. Nee, jy put ons uit. Jy put ons uit. Ja, maar dan, dis hoekom dit vir julle soos 'n slakkepas voel. Vir my is dit bitter vinnig. Julle is sulke ligstraaltjies in my lewe. Ag, dankie Pieter. Altyd weer die mooi woorde, gevleelde woorde, jy ook vir ons, hoor. Maar terwyl jy nou al begin dink aan alles wat jy nog moet doen voor die einde van die jaar, gaan ek jou gou vertel wat alles in vandag se episode gebeur. Is jy reg hiervoor? Ons bespreek Nasionale Parke Week. Arnold kuier met die spiesgooier en cricketspeler Sonet Viljoen Lou. Ons leer 'n bietjie meer oor die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Ons vind meer uit oor die film Finding Optel en Nadine kom deel haar splinternuwe musiekvideo eksklusief met en by ons. Maar ons gaan nou eers die oggend afskop met ons oggendbraadjie. Sy's bly. Lekker raas. Ja, sy's so groot Nadine aanhanger. Sy's Luister, maar ek is die enigste een van die span wat nog nie 'n beurt gehad het om met haar te gesels nie. En ek moes toe nou maar sosiale media platforms toe gaan om te gaan skim. Rita, ek's jammer. Ag, jy weet, ek sal maar hier in die wings sit en kyk hoe lekker julle gesels. Ek mag dalk altyd 'n wat noem hulle dit, 'n wedding crasher, 'n party pooper wees en Liever net kom nie. inval. Liewer nie. Maar ek weet daar's groot dinge wat ons te wagte kan wees, so ek sal maar net op my plek sit soos enige kyker en saam luister en kyk. Nou ek weet ons almal staan bitter vroeg op in die oggende. Van ons spannetjie hier op die vloer agter die skerms hier tussen die drie van ons. Wie dink julle gaap? Moet ek sê die lekkerste of die lelikste? Ek dink weer dis ek. Ons moet die make-up girl vra. Ek dink dit is moeilik as ons osself die vraag afvra, maar as ons die vraag na die vloer toe gaan gooi, dan gaan hulle vir ons almal ook 'n interessante antwoord gee. Hoekom ek vra is, jy het mos al gesien as mense gaap. Gaap is net so lekker en is een van daai dinge wat jy partykeer vergeet om jou handjie voor jou mond te sit en so aan. Maar 'n dame daar in Brittanje, sy's 'n 36-jarige ma, Hailey, en sy is hospitaal toe nadat sy gegaap het en sy het in die hospitaal beland met 'n gebreekte nek. Hoe nou? Wat tipe gaap is dit nou? Nee, ek weet nie, die tannie het haar arms in die lug gegooi en lekker en toe kan sy nie haar arms laat sak nie en sy sê vir haar man, asseblief, ons moet by hospitaal toe, die dokters het nie geweet wat aangaan nie en nadat hulle ekstrale geneem het, toe kom hulle agter, die tannie het 2 nekwervels gebreek wat in haar rug en afgesak het, so sy moes operasies doen en dit was 'n absolute fratse ongeluk. Sy het dan weer herstel, maar na dese is sy baie bang as sy gaap. Ja, ek sou se ding. Maar weet jy, ek sien nou sy het 'n baba daar in die foto wat hulle van haar gewys het. Maar as die babatjies gaap, dan moet jy mos nou so maak sodat hulle nie daai lipsplit kry of wat ook al. Werklik? Ja, Ek het dan maak nie jy geweet so. nie. Ja, Gaap uit te lekker. en want hulle gaap so groot dat hulle dalk hulle mondjies kan seermaak. So ek kan dit goed verstaan. Maar dit is nogal 'n interessante geval, nê, om te dink jy gaan jou nek breek as jy gaap. Wat van 'n ongeluk is dit nie? Nee, maar as 'n mens nou by 'n sekere ouderdom uitkom, as jy verkeerd geslaap het, is jy vir weke beseer. Ja, een of ander ding. Elsa verstaan nou nie dit nie, Pieter, maar ons doen. Ek Ek nou weer sê, hy sal nie verstaan nie, want hy is mos blykbaar 31 Ek jaar is oud. blykbaar kyk nou net, die komplimente kom in vanmôre. Ja, nee, maar as jy nou dink jy kan jouself so seermaak deur net om te gaap, wat nog? Party mense wat so siekies lag en gaap in die publiek en goeters. Ek wonder hoe gaan dit by die huis? Lag hulle lekker uit hulle maag uit, gaap hulle lekker. Jy weet, dis altyd, ek is moeg nie. Man, 'n lekker gaap is soos 'n lekker nies. Ek kan wel sê, ek wil net vinnig vra voordat ons dalk aanbeweeg, maar het julle al in 'n geselskap gesit of was julle dalk al op 'n date? En het julle dalk daar gesit en wou julle gaap en moes julle dit wegsteek? Dis altyd moeilik. Want as jy moet gaap, moet jy gaap. Ja. So dit is baie moeilik om so te in die mou in te gaap. Ja. En dan veral as die persoon dalk nie vervelig is nie en dit is net 'n natuurlike ding wat jy moet doen. Ja. Dan sê mense mos, am I boring you? Ja. Nee. Am I keeping you away? Nee, glad nie. Ek het net 'n lekker vroeë oggend gehad. Moving on from the yawning, I would like to address a recent international incident that has caused tension between South Africa and Jamaica. Have you heard of the TikToker Shay Forever? So what she does is she's from Jamaica and she is famous for her series Potluck Court. So she sits there in her kind of
lounge or in her bedroom and goes through all these videos and then humorously judges meals from around the world. Now, in each video, she gives the home cooks medieval sentences like death row, the pear of anguish, or the knighthood from King Charles himself, based on how she reacts to the food. It's all in good fun, of course, and in her latest video, she turned her attention to South Africa, hilariously sentencing Heritage Day foods like boerewors and koeksisters. Ja, kan ons bietjie na kyk. Hi, I'm Megan. I'm an Afrikaner and I brought the boerewors rolls. The guillotine, and that's just for the portion size, and the officer who charged you will get a raise. Next. Hi, I'm Justin. I'm an Afrikaner and I brought koeksisters. Wow! So everyone kind of comes through in a little row and then they say what they brought. One of the ladies in the video brings bobotie and then she absolutely loses it because she doesn't think that it looks that appetizing. Al hierdie kos wat nou gebring word. En in die comment section is mense soos, no, this isn't reflective of South African food. We've got better to show you. Want mense wil nou hê dat sy like a good favorable judgment with here, maar she was not impressed with what they brought. Maar wat sal nog 'n favorable judge wees? Want ek meen daai kos is lyk nie dalk lekker nie, maar dit is baie smaaklik. Wie sal nou sonder 'n koekse stukkie gaan? Ja, boereworsrolletjie op die vuur. Dis net jammer jy het nie vir my 'n stukkie gebraai nie. Maar braaidag kom weer. Dis volgende jaar so lank pad tot dan. Jy gaan my met nooit vir 'n braai. Ek gee jou 'n surprise voor Kersfees. Maar jy Wat dink jy moes ons vir haar gegee het om haar nou 'n bietjie meer te beïndruk? Dis wat ek ook self wonder, wat nou tipies tradisioneel Suid-Afrikaans is. Melktert? Melktert, malva pudding. Afval. Nee, Pieter. No, that's definitely kleurvol en smaakvol. No. Ek sal sê koesistes. Ons het verlede week koesistes op die show gehad. Ons het Sondag 'n bietjie koesistes gekry daar van 'n plekkie in Florida. Dit was baie lekker. Ja, I think koesistes, malva pudding, braaibroodjie. Dink jy sy sou ietsie gesê het oor die braaibroodjie en wat nou daarop is en nie daarop hoort nie en so aan? Ja, dalk. You can't please everyone, right? Ja. Maar ons het dan al 'n paar kleurvolle disse gehad ook hier so in die oggende by ons. Onthou jy die krieke? Kleurvol en internasionaal tradisioneel as jy moet oorleef. Inheemse Suid-Afrikaanse kos. Ek sal nogal hard take op dit wil hoor. 'n Krieke avo broodjie. Dit was nou 'n eerste, Pieter. Ek is baie bly ek het dit saam met jou gedoen. Ja, dit was baie lekker. Maar nou ja, baie dankie. As daar tradisionele disse is waar mense kan dink moet hulle ons maar op sosiale media's laat weet. So I just want to say to Shay Forever, we would like to lodge an appeal with the Honourable Judge Shay. We just need a home cook that can show her how it really is done. Make sure that you stay tuned because we will be back right after this. So much coming up in today's episode of Goeiemôre, Good Morning, including an interview with the brother and sister team who created the award-winning, Silver Skerm award-winning film Finding Optel, en dan gesels Arnold met Sumeri Viljoen-Lou. Bly ingeskakel. Jy kyk Goeiemôre, Good Morning. Ons is nou weer terug.